Môre, dis donderdag die 30ste Julie en ek hoop jy begin vandag met die rustige wete dat jou waarde en jou identiteit nie afhang van wat die wêreld van jou dink nie. Gister het ons gesien hoe Jakob en Josef mekaar na 20 jaar van treur weer omhels het. 'n Pragtige prentjie van die finale herontmoeting wat vir ons voorlê. Vandag kom Jakob in die land Gosen aan. En hierdie ou herder stap in die paleis van die magtigste koning op die aarde in, Farao van Egipte. Nou op papier is Jakob net 'n arm vreemdeling wat kos soek in 'n droogte. Maar kyk wat gebeur toe hy voor die koning staan. Ons begin vandag in Genesis 47 en hanteer verse 1 tot 12. En ek wil jou aanmoedig, soos ouer gewoonte, om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is 'n vreemdeling wat seën. Dink gou hieraan. Slaan jy soms jou tentpenne te diep in hierdie wêreld in en vergeet jy dat jy as God se kind 'n groter seën het om te gee as wat die wêreld vir jou kan bied? Ons fokus vanoggend op verse 7 tot 10. Kom ons begin. Toe bring Josef sy vader Jakob in en stel hom aan Farao voor. En Jakob het Farao gegroet met 'n seënwens. Daarop sê Farao vir Jakob: "Hoeveel is die dae van jou lewensjare?" En Jakob het Farao geantwoord: "Die dae van die jare van my vreemdelingskap is 130 jaar. Min in getal en vol teëspoed was die dae van my lewensjare. En hulle het nie gehul by die dae van my lewensjare van my vaders, gedurende die dae van hulle vreemdelingskap nie." Toe het Jakob Farao gegroet met 'n seënwens en van Farao af weggegaan. Stel jou hierdie prentjie voor. Egipte was die heel eerste grootste wêreldmoondheid van daardie era. Farao is deur almal as 'n god op aarde beskou. En hier stap 'n 130 jaar ou herder die paleis binne. Normaalweg sou 'n arm vreemdeling voor die koning buig en smag na sy guns. Maar wat doen Jakob? Die Bybel sê dit vir ons 2 keer. Jakob het Farao geseën. Jakob noem sy lewe 'n vreemdelingskap, 'n pelgrimstog. Hy het geweet, hierdie aarde is nie my ewige huis nie. Ek is net 'n reisiger op pad na die stad wat fondamente het, waarvan God die boumeester is. Daarom tree hy nie op soos 'n bedelaar nie, hy tree op soos 'n koningskind en spreek 'n seën uit oor die koning. En net hier sien ons die hart van die teks. As jy aan God behoort, is jy miskien 'n vreemdeling op hierdie aarde, maar jy dra die hemelse seën saam met jou. Farao gee vir Jakob hulle die allerbeste van die land, Gosen. En hoekom dink julle kry hulle die beste? Nie omdat hy of sy kinders so goed was nie, maar vanweë Josef. Jou waarde en jou seën word nooit bepaal deur wie jy is nie, maar deur wie jou redder is. En hoor jy hoe hierdie ontmoeting ons reguit neem na die skadubeeld van die Here Jesus? Net soos Farao vir Israel die beste van die land gegee het vanweë Josef, sê Romeine 8 vir ons, as God sy eie seun vir ons gegee het, hoe sal hy ons nie saam met hom alles genadelik skenk nie? God gee vir jou die beste van sy genade, nie op grond van wie jy is nie, maar op grond van wie Jesus is en wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. In Jesus het die ware koning van die heelal 'n vreemdeling op hierdie aarde geword. Hy het nie 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie, maar aan die kruis het hierdie vreemdeling van die hemel die grootste seën oor ons uitgestort. Vergewing van al ons sondes en 'n ewige tuiste by God. Omdat Jesus vir ons 'n vreemdeling geword het, is ons nie meer alleen nie. Ons is kinders van die koning. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U ons in U magtige hand vashou en dat ons ewige tuiste by U in die hemel is. Here Jesus, dankie dat U vir ons 'n vreemdeling op aarde geword het. Dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het
en dat U ons oorlaai het met die beste van U genade. Vergewe ons waar ons tentpenne te diep in hierdie wêreld inslaan, of ons waarde soek in mense se goedkeuring. Heilige Gees, herinner ons vandag wie ons in Christus is. Maak ons harte vrymoedig, sodat ons U seën en U liefde aan almal om ons sal uitdeel. En elke tree van hierdie dag in U vaste vrede sal loop. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag iewers inloop waar jy voel jy pas nie in nie, moenie jou tentpenne daar probeer vasslaan nie. Moenie wankel of vir die wêreld se goedkeuring bedel nie. Onthou wie jou Vader is. Wees jy die een wat Jesus se seën, genade en vreugde in daardie vertrek inbring. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.